En toe sê hulle vir my, net nie op 'n Woensdag nie. Wie? Ek weet nie hulle. Woensdag is klein Saterdag, sê baie mense. Ja, Hoekom? ek weet nie. Voel nie vir my so nie. Nee, dit doen nie. Dit is soos al die werk wat nog moet gebeur. Ja, Moet op 'n Woensdag gebeur. dit is dis eintlik nogal 'n groot dag. Yes, Alhoewel it is. ek het besluit ek gaan probeer om op 'n Woensdag te braai, want vir Erfenisdag was ons by daai wêreld se groot. Ons was op die TV, nee, het jy Was jy op die TV nie? Wat se kanaal? SABC News was Nice. Die volgende oomblik toe trek iemand 'n mikrofoon in my hand. Ernstig. Maar Gelukkig is jy Dit 'n was- baie inkennige persoon. hier's die probleem is ek het ons het soos voor die stage gesit, so ek kon nie die vraag hoor nie. So ek het gedog sy het gevra oor die event. Ja, dit sou 'n veilige assumption gewees Ja, het. so dit ek het nie daai gesê het nie. Wat is ek sê ja, en is almal sê ja, wat gaan nie almal gaan jou sien en dis ek sê wie kyk 2 uur op 'n Woensdag op 'n vakansiedag nuus? Dit wil ek weet. Dis 'n goeie vraag. Ja, so ons het deelgeneem aan So die iewers het- wêreldrekord Iewers het jy iemand se ouma baie ongelukkig gemaak seker. oor Maar sy. die Ja. wêreld se grootste braai het ons nou 'n rekord opgestel by Lofte. Was Jan Braai ook daar? Hy was nie. Kurt Darren was daar. Wat weet hy van braai af? Maar okay, in alle eerlikheid, Yes. en hierdie dis nie kommentaar of oordeel of kritiek nie, dis net 'n onskuldige waarnemer se perspektief. Yes. Dit het regtig nie gelyk of hy daar wou wees nie. Hy wou moontlik neem. Hy was regtig. My sussie se man het so 'n T-hemp Ja, waarop staan. ja, Ek wil nie eintlik hier ek weet hy't so temp. Maar daar was ek moet bieg. Daar was 'n 1 of 2 keer wat ek al gedink het, "Sjoe, ek sal nou nie mind om die hemp te dra." Weet jy wat het ek gesien op Temu? Ja, Is daar 'n hemp van wat sê laat ek net eers my vrou vra. laat ek net eers vra. As jy iets op 'n hemp kon skryf, wat sou jy op 'n hemp skryf? Laat weet ons in die comments. Ja, laat weet ons in die comments. Ja. Ja, en net op 'n hemp, nie op 'n bumper sticker of op 'n Facebook post nie. Jy kan dit net op 'n hemp sit. Net op die hemp. En ja, wat sal jy sê? Dit moet kort en kragtig wees. Ek sal dit op hemp sit. Ek wil dit net sê. Ons het laas keer wat ons gepraat het, ons nou oor die wegraping Yes. gepraat. Toe gebeur dit nie. Nee, Ja. Great. dis al. Kom ons Moving along beweeg aan. swiftly. Kom ons Yes. gaan aan. Ja, maar ek moet sê daar het nogal wat mense my gesê hulle het dit waardeer dat ons net bietjie ja, objektiewe kennis daar kom gee het. yes. So as jy daarna wil gaan luister, ja, ons enigste agenda was om mense in te lig. Ja, ek dink is goed. Ek voel nogal trots op daai episode. Dit was 'n Nou, goeie Ek dink episode. dit het goed uit. Ons kan hom pin. Sterretjie vir ons. Ja, so wat nou gaan gebeur is jy gaan nee, ek gaan eers weg. Wie Nee, ek gaan weg? eers weg. Ek gaan van Vrydag af het ek verlof en Saterdag ry ons Drakensberge toe. O, ja, jy gaan eers weg. Dan is Ja. ek volgende week alleen nie. Ja. Dan gaan ek En weg. middel van die week gaan ek ook weg. Ja, Ja. maar anyway, so wanneer ek weg gaan is jy weer terug. So Yes. ja. Ja. En ja, so wat ons eintlik daarmee wil sê Iewers is sal daar iemand gaan- hier wees. Die kans dat daar nog eens vanaf tot Sondag podcast gaan wees hierdie maand is min. Nee, dit gaan nie gebeur nie. So It's maar not ons gonna gaan happen. wat ons nou nie by uitgekom het laasweek nie, was om bietjie te reflekteer oor die lentekonferensie. Ja. Ons was daar gewees, dis 'n konferensie, 'n predikante leraars. Ja, predikantkonferensie, maar predikantenkonferensie. ek dink dit was nice geweest dat dit bietjie oper is. Ek het Ja. gesien daar soos Daar was hervormers ook. Maar okay, ja, daar was ook iemand van Mosaïek gemeente daar. daar's iemand van Mosaïek gemeente, daar's gemeentelede wat kom uitcheck Ja, het. Wat ja, okay goed. Ek weet lay nie people wie's is die Engelse woord. ek dink as jy in die middel van die week 'n kerk ding kom bywoon, is jy Jy nie moontlik lei nie nie. lei nie. Maar en die Methodiste kerk noem hulle mos. Ja, hulle lay preachers. lay Ek ken 'n people. paar lay preachers. Ja, en daar was jy het geluister na Siegfried Siegfried. Lou. Ja. Nie Sigmund
Freud, nê? Siegfried Lou. Maar julle het Freudian tipe staf gedoen. Ons het Freudian tipe staf gedoen. Jy het amper iets anders gesê. Jy's oor predikanteversorging en hoe hanteer jy moegheid en sulke tipe goed. So ek het by hom daai ervaringsleer kursus gedoen. Spelterapie waar jy leer spel. Wat dit, sorry. Sien ek korte breek. My koppie Okay. wil nie meer nie. Kom ons eindig die podcast. Okay, Ons gaan. cheers. Bye. Maar okay, goed. Die ou by wie ek die spelterapie kursus gedoen het. En hy het bietjie van daai beginsels met ons ook gedoen. So ons het bietjie klei gespeel en bietjie gepraat oor ons klei en sulke tipe goed. So dit het 'n paar goed, ek dink, losgemaak en baie bevrydend toe die laaste dag oor woede en eintlik ook jou shadow side. So wat cute was, nice was, is ons moes almal sulke kaartjies kies wat jou die beste beskryf. Ja. En aan die agterkant van die kaartjie is daar soos die teenoorgestelde van die goed. En hoe jy half ook eintlik van daai kwaliteite het en waar van daai ja, want mense kompenseer nogal eintlik met goed. So om 'n bietjie van daai goed te embrace. Ek was bevoorreg om in 'n baie nice groepie te wees. Carly, wat nou ons podcast luister, Carly, en ek was saam in 'n groepie gewees en ons het bietjie saamgesels daaroor. So Nice. dankbaar dat dit 'n veilige ruimte wees. Oh, dis cool. Ja. Ja, ek was nou letterlik aan die ander kant gewees. Ja, letterlik. Ja. Ek het nou terwyl jy gepraat het ek sommer my notaboekie net saamgebring. Van wat ek net neergeskryf het, want ek kan nie onthou wat ek geleer het nie. So en eens gaan kyk. En okay, die tema van die konferensie was hoe om geloof te bely in die 21ste eeu. Ja, want dit is Nicaea se herdenking wat ons hierdie jaar het. Dat vir my, ja, nou so as Tommy nou luister, ek het nie noodwendig daai tema sien deurklank vind by die individuele sessies net en sy dit as prus was, maar in elk geval een van die goed wat by sistematiese teologie het hulle natuurlik. Ja, natuurlik. Ja, by Tanya, maar ek sal nou 'n bietjie praat oor Tanya se sessie. Ja, een van die goed wat ek 'n vraag wat by my opgekom het tydens die eintlik die eerste dag, een van die eerste sessies is wat is jou toewyding nie prestasie georiënteerd is nie, maar eerder net 'n viering van gawes. Oh, wow. So, hoekom ek daai neergeskryf het, hoekom daai vraag by my opgekom het is, okay, deels miskien bietjie kritiek teenoor ons is ook nou daar waar ons dink nou oor volgende jaar. Ja. En hierdie jaar was dit nou 'n jaar van groei. En 'n klein bietjie kultuur konteks taalkritiek is prestasiekultuur in 'n jaar van groei. Ja. En ek dink 'n mens kan baie keer as ons praat oor geloofsgroei, dit koppel aan balkies en trofees en promoverings en level up in die app en daai tipe van goed. Ja. Terwyl ek dink as ons eerder dink oor okay, ek gaan nie want ek dink as ons sê goed, ek gaan toegewy raak in my geloof en in my godsdiens sodat ek kan groei. Ja. En die sin eindig daar. Dink ek kan 'n mens die fout maak dat jy baie selfgeoriënteerde en selfgesentreerde godsdiens gaan bedryf. En as ek moet dink oor die vraag oor hoe om geloof te bely, dan het ek net gewonder wat kan nou 'n teenmiddel wees daarvoor dat jy nie verval in prestasiegeoriënteerdheid as dit kom by toewyding van ek gaan groei, ek gaan, jy weet, sodat die Here my klasleier kan maak en ek voor in die ry VIP ry kan kom in die hemel eendag nie, maar eerder net te sê balkie kry vir nederigheid en so. Ja, eerder net te sê maar dalk is die antidote daarvoor om te dink oor ek wil toegewy raak in my geloof. En my toewyding is net ek vier die gawes wat God vir my gegee het. Ja. Celebrate what I'm good at already. Ja. In plaas daarvan om iets te wat probeer wees wat jy nie is nie. Ja. Ja, so dit was ek dink daai is die diepste gedagte wat hier in hierdie lysies van my neer. Daar's 'n ander een wat jy ook geskryf het, maar dis nou oor ons daaroor gepraat het. Dis soms die ding net die ding. Soms is die ding net die ding, nee. Dis 'n baie diep gedagte om te sê goed kan net oppervlakkig wees. En dis okay. Nee, eintlik was dit baie okay. Kom ons gaan gou soontoe want
Okay. Nee, dit was nie net, dit was eintlik daai is 'n misquote, sorry. Wat ek eintlik daar besef het is, dit is nie vir my of vir jou of vir enige iemand om die ding meer te maak as wat dit is. As wat dit is nie. Dit is God se werk, okay. dis die Heilige Gees se werk. Ja. Jy weet, Ja, so, ja. En daar was 'n stuk kritiek op miskien as ons nou spesifiek praat oor die bediening. Ja. Preek is 'n preek en dis al. Ja. En om dit meer te maak En as 'n preek is die Heilige Gees wat dit doen. Dis nie jy nie. Maar hoe daai uitspeel baie keer is iemand kom na jou toe na 'n diens en sê, hoorie Dominee, baie dankie vir die diens. Dit het vir my soveel beteken vir my egskeiding waardeur ek gaan en wat jy gepraat het glad nie daai topic gehad nie. Ja. Om te besef, ek goed, maar dis die Heilige Gees wat daar gewerk het, want dis glad nie wat jy gesê het nie. En die persoon het gekry wat hulle nodig gehad het in daai tyd. En ek dink as ek dit nou kan vat na die alledaagse lewe toe, lay people toe. Yes. Dink ek ons lewe baie keer in hierdie illusie dat ons wegvat van eenvoud deur goed meer te maak as wat dit is. Ja. En daar's 'n ding te forceer in 'n Ja. ding in wat dit nie hoef te wees nie. Soms is as jy jou werk gedoen het en jy daag ten volle op eintlik om aan te sluit by wat jy vroeër gesê het. Ek dink net om bloot ten volle op te daag en daar te wees en dit weer te gee wat jy voorberei het. Dis goed. Ja, en daarom celebrate eerder die eenvoud van die ding. Ja. Jy weet, ek het eintlik miskien 'n analogy wat daarbey kan aansluit. Ek was op 'n stadium vreeslik behep oor kos en gourmet en fancy goed, nee. Maar jy is goed daarmee. Ja, seker maar enigiemand wat kan lees kan kos maak. Ek voel ook so, maar ek was soos as ek na 'n restaurant toe gegaan het, dan het ek soos gekyk wat's die wat's die ding wat ek die meeste sukkel om uit te spreek. Ek gaan dit bestel. Want hoekom sal ek nou iets wat ek beter by die huis kan maak by 'n restaurant bestel? So maar ek het al voel ook so, is daar iets fout daarmee? Nee, niks fout daarmee nie. Ja. Maar toe begin 'n ding gebeur waar ek meer krities geraak het en meer judgy geraak het oor kos. Ja. En dan dink ek aan Maslow's hiërargie van behoeftes en hoe kos hierdie basiese behoefte is, Yes. En ek dink aan die eenvoud van hoe die rol wat kos speel in die Bybel en hoe eenvoudig dit is van wyn en brood, van Elia en brood en water. Okay. En die eenvoud daarvan, hè. Dalk is daar die enigste plek waar daar soos kritiek gelewer is teenoor die kos is by die bruilof in Kana, waar die ou gesê het, hoorie man, nou het julle die beter wyn voorgesit na die tyd. Ek wonder wie van ons kry daai teks. Dit gaan 'n fun Sondag wees. Dit sal van wees, maar dis iewers aan die begin. Dit gaan nie ek wees nie. Ek's by Johannes 3. O, ja, dis maybe ek. Ja, want die bruilof van Kana is Johannes 2. Ja. Dalk se Kobus, ek weet nie. Maar in elk geval iemand wat toe begin gebeur het is ek is soos okay, nee. Ek wil teruggaan na net eenvoud. So ek bestel die eenvoudigste ding op die menu. En ek is nou van as ek na 'n restaurant toe gaan, ek soek 'n burger en chips of 'n halwe hoender. Maar 'n good burger. 'n Goeie burger. Ons was by Kyalami gaan golf speel die dag. En vir die wat nou nie golf ken nie, nadat jy 9 gate gespeel het, vir my byvoorbeeld, jy kry jy wat hulle noem halfway. So dis jy staan halfte klaar met die games, dit's 2.5 ure later as jy halfpad. Dan dit klink min of meer soos 'n football game. Ja, nee, daai ding gaan 4 ure lank aan. Ja. Daar gebeur nie veel nie. So gas dit ons nou by die halfway as en hulle het gewoonlik daar as jy daar kom, dan bestel jy wat hulle maak daai dag. Okay, want dit gaan oor tyd. Jy moet eet en jy moet aangaan. Okay. Jy gaan nie daar kom en soos of menu gaan en hoe jy dit gedoen nie. Okay. So ons is soos, wat maak julle vandag? Ons maak burgers. Ons sal 'n burger vat. Okay. Dit was die lekkerste burger. Is dit? So, okay, daar wil ek nou sê nee. Daai was net 'n burger. En al wat daai mense gedoen het is hulle 'n burger gemaak. Yes. Maar met die
respek vir die eenvoud daarvan. Hier praat ons daaroor op 'n podcast en dis meer as net 'n burger. Presies dit. So, waar het dit gegaan van dis net 'n burger na 'n ding wat profound betekenis kan hê om die eenvoud van die lewe te waardeer. Ja. Wat het gebeur? Toe Ja, daai burger gemaak het, hy net 'n burger gemaak. Het hy net 'n burger Hy gemaak het en nie dis 'n die burgers speech wat hulle geskryf vir 'n podcast nie. Maar tog en hy het ook nie vir jou gesê as almal nie stil bly nie, gaan hy nie die burger vir jou gee. no comment. Ja. Jy kan daai ek gaan nie daai kan op hom so pakkie. Maar ek dink dis dalk miskien net 'n ding om te sê, maar fokus net op die eenvoud van die goed. As daar meer daarvan moet kom, dan sal dit gebeur. Dis nie in jou hande nie en moenie daai pressure op jouself sit om dit meer te maak as wat dit is nie. In die eerste plek dink ek, moenie dit in jouself doen nie. Jy moet ook nie die arrogansie hê om te dink hierdie burger. Ek gaan nou mense tot bekering bring met hierdie burger nie. Ja. Dit moenie daai arrogansie hê nie, want dan maak jy dit oor jou en dan vat jy eintlik weg van die eenvoud. Ja, jy vat weg van die evangelie. Wil jy raak iets so klein bietjie sê van waar hierdie quote vandaan kom? Waar die quote vandaan kom. Ons hoef nie name te noem nie, maar wat 'n behoefte was, want ek was nou deel van die ontwerpspan gewees vir wat dit werd was, vir die lentekonferensie. En daar het 'n behoefte uitgekom dat ons bietjie as predikante ook meer saam kuier. Want mense kom dan laat en hulle sit en kuier dalk eerder buite as om van die sessies buite woon. Om 'n geleentheid te skep waar van die predikante net kan netwerk en net kan saamgesels. So deel van dit toe nou is daar 'n geleentheid geskep en is ons gevra, hoorie maar bring 'n bottel wyn saam dat ons lekker saam kan kuier. Iemand hulle voorsien lekker suurdeegbrood en daar's botter. Jy daai suurdeegbrood in die botter en dit was weer eens super eenvoudig. Dit super eenvoudig en super lekker, maar iemand wat dit toe moes fasiliteer het gedink dit moet meer wees as wat dit is, want ons kan nie net hierdie brood geniet nie, ons moet eers skuldig voel oor hierdie brood en oor daai ander mense is wat nie brood het nie. En so wat gebeur dit is eintlik iemand het dit meer gemaak as wat dit is. Meer gemaak as wat dit is. Die intensie daarvan was die eenvoud van 'n kuier, 'n eet en 'n drink. En kom ons face dit, soos almal by hulle werke, ons is moeg op die oomblik en ons het nie nog 'n speech nodig nie. Ons het 'n kuier nodig gehad. Ja, so toe gaan iemand en probeer om meer te maak daarvan as wat dit is en dit het gelei tot dat dit wegvat. Maar daarom het ek en jy 'n lekker tyd gehad, want ons het toe die bottel wat ek gebruik het saam gepolish. En daarna het ons na Frank Opperman se reunie gekyk, wat briljant was. Absoluut briljant. Ja, die ou het 'n totale gawe. Dit is net ongelooflik. Wow. Ja, so ek dink daai was wonderlik en ek dink iets wat ons dalk daaroor kan sê op die podcast nou is net die waarde daarvan om die pressure af te haal en net lekker tye te hê, om van te hê en om te vier. Ja. Ek dink dit is iets wat ons in ons kultuur nie meer baie goed is nie, om van te hê en te vier. En vierings, goed, hieroor kan ek praat. Vierings is nodig. Ons praat nou deesdae in die kerk meer van mylpale as wat jy prestasie. Ja, ek weet, maar hulle praat van roetemerkers. Roetemerkers eerder as mylpale, want anders raak dit 'n prestasie ding. So ek dink deel van daai roetemerkers wat ons nodig, verjaarsdae, goed soos Kersfees, goed soos vakansies. Wat is mense tradisies wat jy inbou? Want daai goed bou op die ouende identiteit. So veral met hersaamgestelde gesinne fokus ek op wat is daai roetemerkers om ander persone in die gesprek in te bring, want dit is waar identiteit gedeel word. Ja, nee, dis nice. En ek dink nou dat ons na 'n feesseisoen toe beweeg in Desember, dink ek om regtig teenwoordig te wees. Die Kersfees, as jy na die ete toe gaan, los jou foon by die huis. Ja, of maak 'n ding van om die kersboom op te sit. Ja. Sal jy dit nou op 1 November doen of soos Checkers op 2 Oktober. Ja, nee, blykbaar is dit al op. Is dit al op? Ja. As ek daai goed begin sien, dan is ek gestres hoor.
Is dit? Nee, ek gaan nou geskenke koop. Vir wie? Vir wie? Koop ek nou. Ons het in die Secret Santa ding. So dit is daarom net vir een persoon en Ja, ons 'n dis budget nice. daarop. Ja, ons het by ons met die familie doen ons ook Secret Santa, die kinders kry almal. Ek onthou nou, hierdie jaar Ja. doen ons dit anders. Jy moet iets maak. Ja, ek weet nie wat ek gaan maak nie. Gepreek maak. Maak vir hulle 'n preek. Ek het vir jou 'n preek gemaak. gaan 'n video maak met en dan sit ek hom op YouTube, maar ek stel die permissions dat net jy hom kan sien. Ja. Ek het geen idee wat ek gaan maak nie. Okay. As iemand vir my Dis- idees het, ek sal dit idees gaan koop. Ja. Idees tydskrif en dan sal ek gaan soek DIY Christmas gifts. Nice. Paper mache, wat is daai origami? Ek dink dit Origami. kan van wees. Dis was daai Ja, voeltjies wat jy vou. moenie vir my 'n kruin gee vir Kersfees nie. Okay. Dankie, maar nee dankie. Wat nog? Wat kan ons nog sê? Wat kan ons Van nog die sê? Ek wou gesê het van kongres. Tanya se lesing wat ja. sy ene dit was briljant geweest wat sy ek onthou dit was nou 2 weke terug en ek het nie notas geneem. Is reg. Maar sy het met is dit Mary Bowd, daai dominee in Washington Okay. van die is dit hulle het nie daar is die okay goed. Maar anyway, die een wat gepreek het met Trump se inhuldiging O ja. van daai Have Mercy, O Mr. ja. President. Ja. Jene dit was goed geweest. Ja. Eintlik om te praat oor wat mens sou verwag van 'n godheid, om vir 'n godheid genade of mercy te vra Ja. en hoe mense sou onderskeid tref tussen grace en mercy. O ja, dis interessant. Hoe doen jy dit? Nee, want dit is nie dieselfde ding nie. Nee. Ja. Sure. En wat dit sou impliseer om vir okay goed, kom ons sit nou daai iemand in daai pos in soos Bybelse tye wat dit sou vra om vir 'n koning mercy te vra. Ja. Daai tipe ding. En die rol wat dit was mooi en ek was tranerig. Dis baie nice. Ek wens ek het daai sessie nou Yes. bygewoon. Ja, jy moet dalk vir sy gaan 'n artikel uitbring. So Okay. ek dink jy wag vir die artikel. Kan ons dalk daai link ook share? Yes, dalk moet As ons ons vir haar net- kry om te kom praat. Ja, dis 'n goeie idee. Ja. Ons sal dit doen. Ja. Sal die volgende met 'n bang begin. Yes. Ons moet seker hierdie ouetjie land, so ek het gedink ek lees net 'n paar Ja. goed wat ek neergeskryf het en dan kan ons daaroor praat. Ja, so daar was in een van Nico Simpson se goed. Was hierdie quote gewees wat ek neergeskryf het oor teorieë. Actually dis verkeerd. Dit was in die Jeremia konfessies. 'n Teorie is nie reg of verkeerd nie. Dit is net behulpsaam of nie. Oh wow. Dit is nogal nice. Dis cool. Want Ja, ek het wel 'n teses is altyd daarso tot hy verkeerd bewys is. ja, So wanneer is die ding nie meer behulpsaam nie? Dis 'n goeie vraag. So goeie ding is van is dit behulpsaam dit wat jy op die tafel sit. En ek dink ons het baie keer opinies en teorieë en sulke goed. So dat my dink aan daai soos iets kan uniek wees, maar is dit functional? Ja. So 'n ek gaan nie 'n uniek 'n lepel met gate in, maar ek kan nie my sop eet. Ja, daarmee exactly. nie. Yes. Exactly. Ja, form of a function, daai tipe goed. Yes. Ja, miskien dalk ek dink dis omtrent alles wat ek geleer het. Ek het nou 'n klomp goed hier neergeskryf wat weer eens nie baie behulpsaam gaan wees vir enigiemand wat hierna luister nie. Maar ja, ek moet sê van die goed van Nico se goed wat my persoonlik gehelp het, is goed oor active listening, wat ek dink ek baie beter aan kan werk. Ekskuus, wat het jy gesê? Nice. Ja, nee, ek moet sê ek dink all in all daar was 'n ding oor mentorskap geweest wat heel goed was. Wat Larissa hulle gefasiliteer het deel van daai. Dit was nice. Ja, jy was ook by daai netjie gewees. En al die ander goeders is maar net hoe ons dalk hoe ek en jy. Weet jy wat is met sulke goed altyd ook net vir my
so uitstaan en so voorreg is die kundigheid wat ons het. En Ja, ek bedoel die absoluut. kundigheid wat ons onder ons het. Ek bedoel selfs in ons ring is daar mense wat super knap is en super eintlik experts is op 'n gebied. Ons Ja. is so bevoorreg. Ja, Ja. absoluut. Ek dink deel jou kennis, deel jou Ja. insig, deel jou wysheid. Ja, ja. Moenie net prentjies deel van jou slaai nie. Ja. Daar was hier Jou ander ding wat ek talente gehoor onder het. 'n maat. Ja. Being a better person is not about eating salads. Dis En maar 'n goeie slaai. dit het my Soos 'n goeie burger. ja, dit het my nogal 'n dink oor True. die verskil, daar's 'n verskil tussen selfverbetering en selfsorg. En ons moenie die twee met mekaar. Ons moenie dink dat selfsorg is selfverbetering nie. En En beide is nodig seker. Nee. ja, albei is nodig, maar ons moet regtig dink dat nou dat ek na myself kyk, is ek 'n beter mens nie. True. Waar selfverbetering gebeur wanneer jy leer uit jou foute uit. Dit is wat selfverbetering is. Dis om Yes. te sê en om te groei uit slegte dinge wat met jou gebeur het. Dit is selfverbetering. Dat ek beter gaan optree as ek weer in hierdie situasie is. Dat ek Yes. gaan groei uit my foute uit. Maar Ja. sorry. Nee. Ek dink jy goed loop partykeer bietjie soos 'n wat's daai is dit 'n skoppelmaai? Wat's daai Skoppelmaai. nee, 'n skoppelmaai nie. Ek het geen idee. 'n wipplank. 'n wipplank. 'n wipplank. Ja, Want ek was vir lank so 'n paar jaar terug besig met soos selfverbetering tipe goed, Brené Brown baie soos wat julle my hoor quote. En Jy daar's gaan Brené Brown op 'n T-shirt sit. Ek gaan Brené. Kan jy so pop art foto van Brené se gesig? Brown. Yes. Dit Basil Vanderkalk van The Body Keeps the Score. Klomp Rob Bell goed ook, maar op 'n stadium bereik jy 'n saturation punt. Dis dit was nou genoeg. Ek het nou genoeg gegroei. Ek's nou nee, is net Ja. soos jy kan nie meer nie. Ja. Wat ek toe net nodig gehad het om soos lig vir sokker goeters te luister. So een daarvan was 'n boek Recipes for Love and Murder wat Sandra Prinsloo gelees het. Soos 'n Okay. local boek van hierdie agony aunt wat sy het eintlik die resepte kolom vir die local newspaper geskryf en toe is daar soos wat dit gaan budget cuts en toe maak hulle haar die agony aunt en toe besluit sy om sy gaan resepte voorskryf as raad. Ja. It's beautiful. Maar net soos amazing. iets wat soos super lig is. Dieselfde Thursday Murder Club ook, wat net soos hilarious is om te luister. Ek het die fliek toe Het jy die fliek gekyk? Of was die fliek vir jou geweest? Dit was nice. Dit was nice. Yes. Maar die boek is beter. Obviously. So soms ry jy die wipplank wat jy net bietjie daai selfsorg nodig het. Ja. Nou vir 'n persoonlike vraag vra en as jy kan dit antwoord en dan kan ons dit uitsny. Ja, of ek sny dit net uit, maar wat het jy het net gepraat van die selfverbetering goeders. Wat het gemaak dat jy dit wou doen? Dat jy daai goed begin lees het en na daai goed begin kyk het? Ek dink daar's sekere goed wat ek agtergekom het by myself wat soos okay, hierdie werk nie meer vir my nie. En ek sien dit eintlik in my eie werk met die voorweekse begeleiding en daar voel ek bietjie hande afgekap op 'n manier. Vir rekord, my PhD is in voorweekse berading, 'n narratief. Maar ek het self agtergekom jy ken jouself nie op daai ouderdom nie. En ek dink die lewe moet eers met jou gebeur. Ek dink jy moet eers 'n klomp teleurstellings sê, jy moet en mens kan nie die goed preempt vir mense nie. So ek dink is met 'n klomp teleurstellings en 'n klomp seer kry en sulke tipe goed wat ek die behoefte gehad het oor, want ek's van nature 'n persoon wat ek dink baie dink oor goed en baie introspeksie doen, so ek dink ek sou natuurlik gravitate
soontoe, maar ek dink soms net agtergekom sekere goed werk nie. So dit was dalk deur COVID gewees ook wat ek dink ek het eers na Brené onder andere se The Power of Vulnerability begin luister op Audible wat so 6 ure workshop is en baie van haar boeke herhaal van sy temas en sulke tipe goed. Maar hoe meer jy daarmee besig is, ek dink hoe meer dit deel van my geraak en eintlik was dit vir my 'n proses gewees om te begin stroop aan sekere goed. So om agter te kom maar ek hoef nie nice te wees heeltyd nie. Inteendeel die nice wees kom soms in die pad van goed. Okay. So van die beste raad wat ek by 'n sielkundige gekry het is dis okay om soms 'n eie hul te wees. En dit was my baie bevrydend, maar om dan agter te kom wanneer en wanneer nie. Okay, so dit was staf wat gebeur het, goed wat jy gesê het, maar ek wil nie hierdie goed met ander gebeur nie. Ek wil uit hierdie patroon uitkom. Of ek wil myself verstaan, ek wil verstaan hoekom ek so voel oor hierdie goed en ek dink dalk was deel van die grootste katalisator gewees na my PhD het dis 'n lekker storie wat ek al gebruik het, maar ek dink nie ek het dit al op 'n podcast vertel nie. Is na my PhD daai week wat ek uitgevind het, ek is goedgekeur. Nou preek ek die aand en Kobus en Edith kom met hulle kleinkind by die kerk aan. En hy gaan aan met sy lewe. Hulle groet my, hulle sê baie geluk met jou PhD, wat. En hy mission aan. Ja. En ek gaan preek en hy sê vir Edith, daar's Dandrey se pappa. En nou, ek het kort na, so Dandrey was hier seker so 6 maande oud gewees, 5-6 maande. En ek is toe nou van Dr. Visser na Dandrey se pappa. Ja, okay. En so dit het by my nogal, ek dink 'n identiteitskrisis veroorsaak, want jy werk vir lank hier aan en jou titel is iets anders. En ook dink ek dalk sal baie ander ook daarmee assosieer in terme van wie dat kinders kry jou nogal konfronteer met jou menswees. So vir my was dit 'n groot ding geweest. So ek dink 'n groot bronwortel dink ek was ouerskap. Ja. Was vir my dit. Ek dink wat belangrik is hierso is, ons het ook nou al 'n paar episodes terug gepraat oor groeidenkwyse, growth mindset. En wanneer 'n mens jy weet gekonfronteer word met 'n situasie, 'n ding wat gebeur of dit nou 'n trauma ding is en maak nie saak wat dit is nie, maar jy besef maar jy is verras oor hoe jy opgetree het of oor hoe jy gevoel het in daai situasie. Dan dink ek is mens altyd dan word jy gekonfronteer met 'n keuse is, gaan ek net aanhou dat hierdie ding my affekteer? Gaan ek net aanhou om te voel soos wat ek voel en 'n stuk self regverdiging gaan soek daarvoor? Al beteken dit ek gaan nie noodwendig groei nie. Of wil ek groei en wanneer ek weer in hierdie situasie is, dat dit nie soveel beheer het oor my nie. Dat dit nie so erg heers oor my nie. En ek dink daarin moet die keuse lê, want ek dink baie mense, jy weet, luister nou vandag podcasts en lees boeke en die self-help industrie het geboom. Jy weet, veral met COVID, ons het Nico het vir ons 'n baie interessante tool gewys op Google Trends. Waar jy kan gaan kyk hoeveel keer het mense 'n ding gesearch op Google in die afgelope jaar. En dit was interessant hoe baie mense oor depressie gesoek het in COVID. En hoe dan kan jy vergelyk die verskillende goed en toe vergelyk hy angs, anxiety en depression met mekaar. En hoe na COVID het depression afgeneem, maar anxiety angs het opgetel. Dis interessant.
So daar's definitief wêreldwyd dink ek is daar meer angstigheid. En ek dink daar's baie redes daarvoor. Yes. Ek dink 'n groot deel daarvan is maar ons nuus angs verkoop, vrees verkoop. Dit doen. So daar's hierdie buzz en dan die oomblik wat daar dan regte staf begin gebeur, oorlaai voel met werk, te veel hoë werkslading of familiestres of whatever, dan sneeubal dit na 'n reaksie toe wat 'n mens gewoonlik nie noodwendig op trots is nie. En dan is daar 'n kort periode van verwyd en dan gaan soek ons nou hulp, selfhulp, die tipe van goed. Yes. Selfverbetering en daai klas van goed. Ek dink wat net belangrik is, wat ek by net 'n saadjie wat ek wil agterlaat is, gaan vra jouself hoekom. Hoekom gaan ek nou na hierdie podcast luister? Hoekom gaan ek nou hierdie boek lees? Ja. Wat nie wat wil ek bereik nie, maar hoekom is ek hier? Want Yes. daai is twee verskillende Yes. daai is twee verskillende antwoorde. Wat wil ek bereik is gewoonlik waarmee ons ingaan. Ek wil hierdie boek lees want ek wil beter wees met verhoudings. Yes. Maar ek dink 'n baie dieper vraag om te vra is, wat het jou hier gekry? Wat het gemaak dat ek hierdie podcast wil luister? Wat het gemaak dat ek hierdie boek wil lees? Ja. Wat het gemaak dat ek kerk toe wil kom? So vra daai vraag eerder as om te sê wat wil ek hier uitkry. Ja. En ek dink dit gaan jou baie meer help as die inhoud van die boek of die inhoud van die podcast. Verseker, want In dit is baie altyd die gevalle. ek kan uitfigure wat is my gedrag, maar waar kom hierdie gedrag vandaan? Ja. En waarheen wil ek gaan? Wat het my gebring na hierdie Yes. plek toe? Wat het my Ja, gebring na hierdie boek toe, na hierdie event toe, na hierdie vakansie toe of Yes. whatever dit mag wees. So ons sou nou al die podcast geland het, nê. So nou kry jy 'n bonus Ja, bonus podcast binne 'n podcast. Ons gaan verlang nie podcast nie. Ons gaan 'n breek vat Ons van gaan julle podcast. mis. Ons gaan Jakobus gooi en vinnig wees om te luister en stadig wees om te praat en dit doen vir 'n hele ruk. Ja. Maar dankie dat julle luister. Dankie. Sien julle gou weer.